Goeiemôre gemeente. Baie welkom in die erediens en ek sien daar's nog 'n klompie mense daar buite. Julle is welkom om in te kom soos wat julle gereed is. Ons wil sommer ook net noem, ons sien daar's 'n koeligheid in die lug en die wind waai, so die deure is toe, maar jy is welkom om enige oomblik oop te maak, uit te gaan of 'n deur toe te trek wat nog oop is en ongerieflik is vir jou. Reg aan die begin, Vriena, wil ek vir jou sê baie welkom. Bambi, vir jou sê baie welkom. Baie dankie dat julle twee vanoggend ook hierdie erediens waar ons die sakrament mag beleef vir ons gaan besonder maak. Ons waardeer dit. En enkele mense wat vanoggend en ook deur die week verjaar, ons sê geluk aan Erna, Janse van Rensburg, baie geluk met jou verjaarsdag en ook Dian. Dian is hier in die kinderkamer, baie geluk. Ons hoop dat dit vir julle 'n spesiale dag sal wees, 'n besonderse dag sal wees. En ja, sommer so ook vir almal wat gedurende die week verjaar. Julle sal ook sien dat my kollega, Dominee Dewald, gister verjaar het, terwyl hy weg is met 'n klomp jong mense vir hulle verbinteniskamp. So ons het daarom terugvoer gekry dat daar was daarom koek en ballonne en dies meer, so ons hoop ook dat hy lekker verjaar het. Maar mag dit vir almal wat verjaar 'n goeie jaar wees wat voorlê. Enkele mense aan wie ons dink, Hantie, sien jy is ook hier, ons is bly dat dit met jou goed gaan. Daar ons dink steeds aan die De Villiers gesin, Dani wat intensiewe behandeling ondergaan en 'n klompie uitdagings daar rondom ervaar en hulle as 'n gesin ook, ons vra dat julle hulle ook voortdurend in julle harte en julle gedagtes sal hou. Ons wil sommer net weer 'n uitnodiging ook rig in geval van 'n krisis, siekte of hospitalisasie. Skakel gerus een van ons leraars vir my of vir Dewald. Ons wil graag by jou 'n draai kom maak as dit vir jou gerieflik is. Ag, en ook sommer net om te weet dat ons aan julle kan dink. Ons nooi julle hartlik uit na volgende Sondagoggend na die erediens. Dis ons jaarlikse verbintenisgeleentheid wat 'n spesiale geleentheid is. 9 jong volwassenes antwoord op hulle doop, verbind hulle self opnuut aan die Here. En julle sal ook opmerk in die brief, omdat dit verbintenisgeleentheid is daar net een erediens. Daar's net 'n 9 uur erediens en nie 'n aanddiens nie, want ons wil juis hê die jong mense van die aanddiens en hulle ouers moet die geleentheid saam met die ander jong mense wat verbintenis aflê bywoon. Soos gewoonlik nooi ons julle uit om na die tyd ook saam met ons verversings te geniet. Maak 'n knoop in jou oor, die 22ste Maart vier ons Pasga-ete. Julle sal opmerk dat dit nie soos gebruiklik op die aand van Palmsondag is hierdie jaar nie, omrede Palmsondag reeds in die skoolvakansie val, het ons dit 'n week vroeër geskuif. So die 22ste Maart 6uur, al die inligting en besonderhede is in die gemeentebrief. Ag, dan sommer 'n stukkie goeie nuus wat vir ons as 'n gemeente sommer net so opgewonde maak. Daar's 'n hoogtepunt by Regaai, die kleuterskool wat julle weet ons nou al jare lank 'n pad mee stap. Tabita, die hoof van die kleuterskool, vang graad die 14de Maart en sy kry haar onderwysdiploma en julle sal weet dat ons deurlopend, aanvanklik deur Diakonia, maar ook later net vanuit die gemeente haar ondersteun het wat die klasgelde beloop het en daarom is ons sommer net saam met haar so opgewonde dat sy uiteindelik nou die diploma het en ons weet is net die begin van groot dinge. Ag, en dit is sommer net vir ons as 'n gemeente regtig 'n besondere voorreg om op die wyse deel te wees van hierdie kleuterskool en seker te maak dat dit behoorlike ontwikkeling vir daai vroeë kinderontwikkeling vir daai jong mense is. Ons wil welkom sê eers aan al die besoekers en nuwe intrekkers. Indien jy nog nie vir ons jou besonderhede gegee het nie of nie een van ons ontmoet het nie, ek sal vanoggend hier wees by die nagmaaltafel na afloop van die erediens om jou te ontmoet. Jy is so welkom en dis vir ons hoop dat jy sommer tuis sal voel hier by ons. Ag, en dan is dit ons harte seer dat ons vir Karel en Elna van der Merwe groet in hierdie klompie Sondae wat voorlê. Julle sal in die gemeentebrief lees, hulle is 37 jaar deel van ons gemeente, maar ons is so opgewonde vir hulle en die geleentheid om
nader aan hulle kinders te wees. Hulle verhuis na Nederland. Julle sal al die besonderhede daar lees. Ons wil sommer net sê dis vir ons lekker om nog 'n paar Sondae saam met julle te kuier. Julle is vir ons so spesiaal en ons wil julle uitnooi. Hier is sommer net 'n boekie hiervoor wat ons saam met hulle wil stap. Saam met hulle wil stuur. Hy moet klein wees want daar moet plek wees in die tas vir hom. So hier is genoeg blaadjies om in te skryf as jy vir hulle 'n spesiale boodskap wil skryf. Hulle sal dit so waardeer en om so ietsie van Waterkloof saam met hulle te neem. Goed. Kom ons word 'n oomblik stil. Vestig ons aandag op die hier en die nou in die erediens. Ons toetrede lied, terwyl ons so sit, lied 177 eenmaal. Jesus is Immanuel, God met ons reddende Here en die lewende woord. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God, die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons aanbiddingslied is 'n lydenslied. Ons is by die 3de Sondag in lydenstyd. So kom ons sing staande lied 388 vers 1 en 2.
Ons het mekaar al telkens herinner dat lydenstyd 'n tyd is vir 'n reis na binne. 'n Tyd vir selfondersoek. 'n Tyd vir 'n eerlike staan voor die Here. En daarom in ons erediens vanoggend ook hierdie moment waarin ek u herinner dat ons in lydenstyd is en na binne kyk. En dan skryf Richard Rohr die volgende woorde: We find ourselves stretching in both directions, toward God's goodness and also toward recognition of our own complicity in evil. Die woorde uit ons liedboek help ons om na binne te kyk. Diep, o God, diep neergebo, staan ons voor U in volslae onvermoë. Wil jy nie so 'n oomblik net eers stilweg self hierdie woorde laat insink as deel van jou aanbidding op die 3de Lydenssondag nie? 'n Paar oomblikke van stilte. Amen. Vriende, wat nou wonderlik is dat so 'n moment in die erediens opgevolg kan word met 'n sakrament. Die nagmaal. Deur hierdie gedekte tafel, 'n klein maaltyd, waar ek hoop, soos jy vanoggend die erediensruimte ingekom het, jy kon ruik, word ons almal herinner aan die oorvloedige liefde van God. Ek gaan vra dat ons kerkraadslede na vore kom om die tafel vir ons voor te berei, terwyl ons in voorbereiding op die nagmaal hierdie gedekte tafel gaan aansit by met hierdie oortuiging. God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader. Terwyl hulle die tafel voorberei, sit ons terwyl ons een vers van lied 159 sing. Voordat die kerkraadslede vir ons die tekens uitdeel, kom ons bid saam. Here, ons wil nie te gou praat nie. Ons wil nie haastig met ons woorde wees nie.
Ons wil met 'n huiwerende vrymoedigheid na U toe kom en vra dat U hierdie saamwees aan die nagmaaltafel aan ons sal seën. Dat U die tekens van die brood en die wyn sal gebruik om vir ons in ons dikwels huiwerende geloof te bevestig dat U by ons is. Dat U nie ver weg afkyk op ons nie, maar dat U by ons, in ons en deur ons, saam met ons na die lewe kyk. En dat hierdie sakrament in hierdie oggend vir ons sal help om vars en nuut ons geloof in U te ervaar. Amen. Die tekens gaan uitgedeel word. Hou dit asseblief by U. Daarna sal ek dit instel en ons sal dit saam gebruik.
Kan ek sommer hoor, is enige iemand met die brood oorgeslaan? En die wyn? Ek hoop jy beleef vanoggend iets van God se deurdringende teenwoordigheid wanneer ek hierdie stukkie brood optel en saam met jou breek. 'n Paasbolletjie in lydenstyd met sy speserye en die teken van die kruis wat ons vanoggend uitnooi om met al ons sintuie God se teenwoordigheid te beleef. Om te sien, te ruik, te proe, te voel en te onthou. Liewe gemeente, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan dat hy sy lewe gegee het sodat ons kan weet God is die teenwoordige. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan dat deur sy kruis verruim hy ons verstaan van God. Maak hy vir ons 'n nuwe lewe in 'n heel verhouding met God en met die rondom ons moontlik. Terwyl die unieke smaak vanoggend en ook die gevoel so bietjie aan ons kleef, kom ons sing ons belewenis in woorde uit as ons sê, enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart, terwyl ons so sit.
Daar is nou geleentheid vir ons jong mense om te verdaag na die kinderbediening. Dankie aan al ons fasiliteerders. En voordat ons gaan saam lees uit die skrif, kom ons bid saam. Here, nadat ons die sakrament saam beleef het vanoggend, besef ons kan eintlik nie reg laat geskied wanneer ons oor U praat nie. Ons het so 'n bietjie die ervaring, ons moet dalk liewers stil bly. Aan die ander kant kan ons nie anders as om oor U te praat en met U te praat nie. Daarom bid ons dat U, die ewig onbegryplike, ons iets sal laat ervaar daarvan dat ons in U greep is. Dat ons geborge kan lewe binne die ruimte wat U vir ons skep. Dankie dat ons met die instap van hierdie erediensruimte vanoggend reeds die tekens van U genade gesien, geruik het. Dankie dat dit aan ons vanoggend bedien is. Voordat ons nou verder ook saam uit die skrif gaan lees en daaroor nadink, 'n antieke teks, het ons die behoefte dat dit in ons sal werk. En daarom vra ons, Gees van God wat in ons woon, breek ook vanoggend die woord vir ons. Troos ons, sterk ons, leer ons en lei ons. Amen. Soos ons reeds gesê het, is dit die 3de Lydenssondag en ons is op pad na die groot hoogtepunt in die kerklike jaar, Goeie Vrydag en Paaszondag. Ons het ook al voorheen vir mekaar hier gesê, lydenstyd, hierdie 7 weke, daag ons uit om weer 'n slag eerlik oor God en die lewe saam met God te dink. Daarom luister ons vandag na die stem van Prediker, wat as jy hom goed lees, jy sal agterkom, nie bang is vir die eerlike vraag na God en die lewe nie. Voordat ons lees, enkele opmerkings, met die hoop dat hierdie paar inleidende opmerkings ons sal help wanneer ons uiteindelik dan nou die teks lees. Die eerste aanhaling van Henry Louis Mencken. For every complex problem, there is an answer that is clever, simple and wrong. Oor die boek Prediker word geskryf, in spite of, or maybe due to, this book's complexity, the presence of Ecclesiastes in the canon serves as a reminder that life itself is complex and not amenable to simple answers. En dan James Lauder, wat in sy kommentaar
oor die boek Prediker skryf: die boek Prediker moet as een van die kosbaarste besittings van die kerk gesien word. Nou uit die boek Prediker gaan ek meer as een gedeelte vanoggend saam met jou lees, maar ek wil net reg aan die begin net die refreinvers van die boek lees in die 83 vertaling. 'n Vers wat keer op keer na elke gedig van hierdie, mens sou kon sê, woordkunstenaar staan. In Prediker 1 reg aan die begin van die boek in vers 1 en 2, alles kom tot niks, sê die Prediker, tot niks. En as jy dan aan die einde van hoofstuk 1 lees, dan staan daar: ek het alles wat in hierdie wêreld gebeur bekyk. Alles kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Vanoggend se tema, Prediker se uitdaging om weer en nuut oor God te dink. Hierdie boek wil ons uitdaag om weer en nuut oor God te dink. Ek dink jy kan voel sommer so in die lug, dit is die tyd van die jaar waar die seisoene verander. En het ons ook vir mekaar genoem dat by ons in die suidelike halfrond lydenstyd altyd in herfsttyd val. In die noordelike halfrond is daar hierdie beweging na lente toe. Maar by ons is ons op pad winter toe. En lei die herfs hierdie nuwe seisoen in. Dit sal vir ons loon om daaroor na te dink dat by ons hier in die suidelike halfrond lydenstyd dan nou juis in hierdie tyd op pad na winter saamval. En ek dink soos wat herfsttyd op 'n manier met sy vallende blare en vallende tyd jou laat dink aan jou eie verganklikheid, fluister dit ook die winter is om die draai. Nou, ons almal het 'n wintertyd in ons geloof nodig. En ek besef dat die meeste mense waarskynlik die negatiewe sal verwag as die wintermetafoor aan geloof gekoppel word. En 'n mens sou die metafoor verseker so kon gebruik, negatief. Maar wanneer ons vanoggend winter en geloof aan mekaar verbind, dan stuur dit in die rigting van diepsinnige nadenke oor die lewe en oor God. Oor wat dit beteken om in God te glo. Die ontnigtering wat deur hierdie prediker so verwoord word, hierdie vertaling uit die 2020, die vers wat ek net nou gelees het, met die woorde niks of te vergeefs kry jy in die 83 en 33, 53 vertaling, maar die 2020 vertaling lees as volg: sinloos, volsla sinloos, sê die prediker. Sinloos, volsla sinloos, alles is sinloos. Verstommende woorde uit 'n teks uit die Bybel, wat met uitroeptekens sê, maar alles is gewoon sinloos. Ek dink dis daarom ook nie vreemd dat daar kriwelinge in Oud-Israel by sommige was oor die plasing van hierdie boek in die kanon, of dan saam met die heilige boeke van Israel nie. Maar hierdie winter van geloofsontnigtering is 'n verskynsel wat nog altyd met ons is. Die filosoof Richard Carney vertel in die voorwoord van sy boek Anatheism, Returning to God After God, hoe diep die vraag na God sy lewe gevorm het, en hy is uiteindelik ook 'n godsdienstfilosoof. Hy skryf hy het as jong filosoof in die laaste dekades van die 20ste eeu in Europa geleef, Ierse filosoof, en later kort voor die katastrofe van die 9de September en die hernieude oorlog in die Midde-Ooste het hy na Amerika verhuis. Dan vertel hy van sy worsteling met ontnigtering van geloof as iemand wat in Ierland groot geword het, gedurende daai tydperk van 30 jaar van geweld, met daai daaglikse nuusberigte van die Katolieke en die Protestante wat mekaar in die noordelike deel van die eiland net gewoon vermink.
Hy sê benewens die aanskoue van hierdie sektariese geweld het hy ook die arrogansie ervaar van sekere protestante en katolieke leiers wat, soos hy dit nou noem, met 'n bepaalde godsdienstige triomfantalisme gepraat het asof God nou aan hulle kant is in hierdie konflik. Toe hy nou later in 'n radikaal sekulêre samelewing soos Frankryk woon, het hy ontdek dat hy weer na die godsvraag toe terugkeer. En dan vra hy, was dit moontlik om na God terug te keer nadat jy God verlaat het? En indien wel, van watter soort God praat ons? En dan skryf hy nou, after the terrors of Verdun, after the traumas of the Holocaust, Hiroshima, the gulags, to speak of God is an insult unless we speak in a new way. En dan skryf hy, the fact that two of my uncles refused to mention religion after what they witnessed during World War II left a lasting impression on me. En dan spreek hy hierdie versigtiging uit dat ons nuwe taal sal moet ontwikkel om oor die teenwoordigheid van God in hierdie lewe en in hierdie wêreld te praat. Hierdie godsvraag, sê hy, kom na ons toe terug vandag met 'n nuwe dringendheid. En dan skryf hy, one hears much talk about the return of the religious in contemporary world politics. The God question keeps returning again and again, compelling us to ask what we mean when we speak of God. A deity of omnipotent causality or self-emptying service, a mighty monarch, a God without religion or a religion without God, a bringer of war or peace. As ons net vir 'n oomblik dink aan dit wat in ons wêreld aan die gang is, besef ons die dringendheid om na te dink oor God en hoe ons praat oor God. Vanuit 'n ander hoek skryf die navorser Alan Jamieson 'n artikel oor die ontnugtering en gelowiges wat hulle buite die kerk bevind, en hy haal een so ontnugterde persoon aan en ek wil graag vir jou lees. Die persoon skryf, I am a lot more hesitant now because I don't know what's right and wrong anymore. When I was in church and doing all the churchy things, I felt I knew the answers to everything. There was always an answer and always a way of looking at things. Things were very black and white in those days. Now I feel that I don't know the answers to anything. I know there's a God, but that's about all I know. Hierdie kerkverlaters of die liewers waarvan Jamie praat, is nie langer met oppervlakkige antwoorde tevrede nie. Die nie weet wat deur hulle uitgespreek word is eerder die gevolg van nuwe ontdekkings en insigte, as wat dit die gevolg is van 'n onbelangstellende nie weet. Die blootstelling aan die wyeer wêreld, die ontdekking van die wetenskaplike insigte maak net dat hulle nie meer met 'n klompie mooi maar opvlakkige praatjies oor God en die lewe weggestuur kan word nie. Hoe dieper die gelowiges delf, hoe meer bewus raak hulle van die ingewikkeldheid van die werklikheid, die kompleksiteit van ook die geloofswerklikheid. Ek dink ons tyd word gekenmerk deur hierdie verskynsel dat mense wat jare lank met die geloof saamgekom het, iewers iets van 'n ontnugtering beleef. 'n Ontnugtering oor die oënskynlike baie weet van geloof. Daai soort van taal wat met baie sekerhede vir God presies in netjiese boksies wil plaas, wat met 'n klomp maklike antwoorde op die moeilike vrae van hierdie lewe wil antwoord. Maar nou is die wonderlike dat daar 'n gespreksgenoot in die Bybel is wat iets van hierdie ontnugtering deel. Hierdie woordkunstenaar, ons ken nie eers sy naam nie, ons noem hom maar prediker, want dit is wat die boek hom noem, Kohelet. Dis 'n amptsnaam, weet ons, dit dui op iemand wat waarskynlik 'n vergadering byeen geroep het, of
op die vergadering, in die vergadering gepraat het. En dan skryf hy op 'n aangrypende wyse oor die ontnigtering wat 'n samelewing hier min of meer 200 voor Christus sou beleef het. En verwoord hy dit op 'n aangrypende wyse, gedig na gedig, vertel hierdie prediker, hy kyk na die lewe, hy kyk na God, en in hoofstuk 5 sê hy, God is in die hemel, en ek is op die aarde, en daai ruimte tussen God en mens beskryf hy met 'n Hebreëse woord wat hier vertaal word met te vergeefs of leeg of sinloos. Die woordjie wat daar gebruik word, dui op 'n ligleegte. Dit dui op 'n gewone stuk niks. Want dit is wat hy ervaar. Hy beskryf 'n wêreld wat iets daarvan ervaar dat God ver is, dat God in die hemel is en ons is op die aarde. En dis nie so eenvoudig om met God kontak te maak nie. En dan is prediker soos 'n kunstenaar wat 'n skildery teken van ontnigtering rondom God. Want as God in die hemel is en ons is op die aarde en God is afwesig, dan is daar net een konklusie. Alles is sinloos. Alles is volslae sinloos. En 'n mens moet prediker ernstig neem. As hy iets verwoord van 'n protes teen die maklike antwoorde van die dogmas van sy tyd. Sy protes dat mense so klinkklaar kan praat oor God. Hierdie protes teen die verstarde wysheid van sy tyd waar mense gesê het daar's gewoon vir elke ding 'n oorsaak en 'n gevolg. En God is dikwels dan nou sommer agter die oorsaak geplaas. Ek dink as ons ernstig is oor wat prediker sê, sou ons nog baie van die ontnigterde mense dalk met ons gehad het. Want daar is eenvoudig baie mense wat vandag nog sê, die manier waarop jy preek, die manier waarop jy praat, antwoord nie my lewensvrae nie. Ek kom nie reg met die tradisionele dogmas van julle nie. Ek het 'n behoefte daaraan om dieper te vra na die sin van die lewe. En wat die kerk se taal ietwat klisjé-agtig beleef. En net gewoon besluit tot hier toe en nie verder nie. Ek gaan nie meer langer na hierdie mooi praatjies van julle luister nie. Ek gaan nie meer langer die strooi aanhoor wat hulle daar verkondig nie. Ek wil net jou een voorbeeld daarvan noem. Die afgetrede professor van Stellenbosch, Johan Silje, vertel in 'n boek wat hy tydens COVID geskryf het, vertel hy hierdie kort gedeeltjie, tydens 'n vroegoggend radio-uitsending, het hy en sy vrou geluister en 'n sogenaamde teoloog het prontuit en met volle sekerheid verklaar dat die rede vir die COVID-virus se ontstaan is tog duidelik geplaas, moet tog duidelik geplaas word op die skouers van die Chinese. Maar nie net omdat die virus volgens alle aanduidings sy geografiese ontstaan daar gehad het nie, gewoon omdat hulle teologiese skuld dra. Hulle is nie Christene nie. Nou hoe die kloutjie hier by die oortjie gebring moet word is nie duidelik nie. Met ander woorde, die dood van duisende mense wêreldwyd is die gevolg van hierdie mense se ongeloof of sonde en God se gevolglike wraak. En dan sê hy so 'n doodsekere en verseker dodelike koneksie tussen God en straf en mense en sonde. Dat wanneer jy so iets hoor, wanneer ek so iets hoor, van 'n kansel af in die oggend in 'n gemeente, dan begryp ek mos iets van die ontnigtering van mense. En vriende, dit is wat die boek Prediker aan 'n mens doen. Hy dwing jou om die moontlikheid van ontnigtering rondom geloof in God in die oë te kyk. Maar daar is tog in hierdie protes van die prediker hierdie geleentheid van nuwe moontlikhede.
Dis juist danksy mense soos hierdie protestant prediker wat ons gedwing word om vir 'n slag weer nuut oor God te dink. Waar ons gedwing word om nie met ons tradisionele antwoorde net noodwendig saam te gaan nie. En daar lê hierdie nuwe moontlikhede. En ek dink prediker se protes so hard en skerp geformuleer wil eintlik vir ons uitdaag om te ontdek, maar God is dalk anders as wat jy dink. Kyk wat sê hy hier in Prediker 5. Moenie gou wees met jou mond en laat jou hart nie haastig wees om 'n woord voor God te uiter nie. Want God is in die hemel en jy is op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Dis hierdie handige vermaning van Prediker, moenie te maklik oor God praat nie. Dis nie asof God in jou greep is nie. En dis nou een van die merkwaardige van hierdie boek, dat aan die einde van die boek is daar 2 resensies. Dit is eintlik fascinerend. Daar in hoofstuk 12 kry jy eers 1 resensie en dan 1 daarna, as latere toevoegings. En aan die einde van hoofstuk 12 kry jy hierdie stukkie kommentaar. Dis so half die eerste kommentaar op die boek self. En dan kry jy daar in vers 10, waar hy oor die prediker praat en sê, prediker het daarna gestreef om gepaste woorde te vind, wat eerlik neergeskryf is. Waar woorde. Die woorde van wyses is so skerp stokke, so spykers wat ingeslaan is die hoofgedagtes van 'n versameling. Hulle is deur een herder gegee. So hierdie eerste resensie sê onmiddellik, jy moet luister na wat hierdie man sê. Sy wysheid is so skerp stokke, dit is skokkend, dit is ontstellend, maar hy wil hê jy moet dink. Want in daai ontnigtering, in daai tot stilstand kom, in daai bevraagtekening van jou ou sekerhede, lê daar die potensiaal om weer nuut oor God te dink. En dan in die eerste plek net te besef, maar God is dalk anders as wat jy dink. Daar's hierdie klein gediggie wat ons help om hierdie punt te verstaan wat ek by iemand gaan leen het. Henry Sedgwick wat geskryf het, we think so because other people think so. Or because, after all, we do think so. Or because we're told so and think we must think so. Or because we once thought so and we still think so. Or because having thought so, we think we will think so. Dit is die uitdaging. En prediker kry ons iemand wat dit waag om anders te dink as sy tydgenote. Wat verstaan het, God kan nie gevangene van ons woorde oor hom word nie. Moenie deel word van die verstarde dogma rondom 'n verhouding met God nie. Moenie dat alles vir jou in klinkklaar kategorieë gegiet word nie. Moenie net alles vir soetkoek opeet nie. Wees nadenkend in jou omgang met God. Twee aanhalings wil ons help verder in hierdie verband. Marcus Borg wanneer hy skryf, God is beyond words. No language is capable of expressing the mystery that is God. Mag ons iets van hierdie skokervaring hê van prediker, dat ons nie haastig met 'n woord oor God kan wees nie. Maar eerder soos Elie Wiesel, waar hy in 'n onderhoud oor die Duitse strafkamp ervaring iets verwoord en dan sê hy, jy het gewoon nie altyd 'n antwoord nie. Jy het nie 'n antwoord vir die gruwels wat plaasgevind het in hierdie strafkampe nie. En waar God was toe dit plaasgevind het nie, dan sê hy, because God is in the question. God is in die vraag. Waar kom ons aan die idee dat die Bybel bedoel is as 'n soort van 'n naslaanbron om al ons vrae te beantwoord? Terwyl dit waarskynlik eerder hierdie boek is wat jou sal leer om die regte vrae te vra. En jou so 'n bietjie wil skud dat jy moet dink
oor God en die lewe saam met God. En dis wat Prediker ons uitdaag. Hierdie protes, sy formulering van sy ongemak oor hoe mense oor God praat, is tegelijkertyd ook 'n pleidooi vir iets anders. Iets wat tot sinvolheid sal kom. 'n Roepe na God. Om uit verstarde kategorieë weg te breek, toe te laat dat die Gees deur jou lewe waai en jou sal help om nuwe taal, nuwe grammatika te kry. Om op 'n manier oor God te praat wat meer geloofwaardig is, wat meer van die ontnugterde mense weer sal laat tuis voel onder ons. In die proses kom jy by hierdie formulerings uit soos die van die godsdienstfilosoof Richard Kahn, waar hy probeer praat oor God en wel wetend dat Prediker reg is en dat ons daarin geslaag het om dikwels God te verpak in hierdie netjiese kassies en te sê so is God en nie anders nie, sodat niemand naderhand meer iets met die woord God kan doen nie, dan help Prediker ons om te sê, but there is a God after God. Hierdie konsep wat die godsdienstfilosowe en die sistematiese teologie nie ontdek om te sê, maar hoe gaan ons mense help? Mense van ons eie tyd met al hulle waarom vra om weer met nuwe waardering oor God te praat. Wanneer ons erkennend met ons eie ontnugtering sê, daar is wel tog na alles die moontlikheid om betekenisvol oor God te praat. In sy kommentaar op Prediker skryf Louder dat die boek Prediker roep om 'n antwoord. Hierdie godsbeeld wat in hierdie boek voorkom van God in die hemel en ons is op die aarde en interessant, nou sal baie mense nou vir my sê, maar wat is fout daarmee? Is dit nie so nie? En dan sê hy, hierdie boek roep om 'n antwoord en dan gaan kyk ons na die kanon, die Bybel as geheel, dan sien ons maar daar is 'n antwoord. En die antwoord is nee, dit is nie so nie. 'n Antwoord wat op 'n aangrypende wyse in Jesus Christus, die Immanuel figuur, gegee word. Jesus wat genoem word God met ons. God is nie in die hemel en ons is hier op die aarde nie. God is in Jesus, die een wat met ons is. Daarom sou 'n mens eintlik wens jy kon vir Prediker sê, maar hoorie, alles is nie sinloos nie. Alles is nie te vergeefs nie. Want hierdie ligleegte tussen God en ons is gevul deur Jesus Christus. Hierdie tekens, hierdie gebruikte tekens op die tafel vanoggend is 'n bevestiging daarvan. En is gewoon aangrypend om te weet dat Jesus op 'n manier in sy tyd ook weer mense gehelp het om nuut oor God te dink. As hierdie lied van Stef Bos, wat vir my baie na in die hart lê, wat dit mooier formuleer as wat ek ooit sou kon. Dis die lied van God, wat ek nie is nie. En hy skryf hierdie lied oor God, en dan is God aan die woord in die lied. En hy sê God, nou dat ek terugkyk op my lewe met 'n ewigheid om te gaan, en ek sien watter ellende het in my naam gebeur, wil ek teruggaan na die begin, toe ek deur niemand herken is nie, want daar word baie van my gemaak, wat ek glad nie is nie. En dan gaan hy voort om te sê, as ek alles moet glo wat van my gesê word, is ek heiliger as heilig, is ek slegter as sleg, is ek 'n speelbal in die verbeelding van die mens. Hulle maak iets van my wat ek gewoon nie is nie. Ek is liefde word gesê, die mors van tyd vir die een, die riglyn vir die ander. Alhoewel ek ook bekend is, daar is te veel van my gemaak wat ek nie is nie. Ek is die opium vir die mense, doodverklaar deur filosowe. Ek het 'n plaasvervanger waarvoor ek nooit gevra het nie. Ek is die oorsaak van die oorlog, die heilige verskoning vir diegene wat moeilikheid soek. Nou gaan hy aan om te sê, maar ek sal jou vertel wie ek is. Ek is die wolke en die wind, die vuur wat ewig brand. Ek is die vloei, die see. Ek is die grenslose land. Onvoorspelbaar. Ek is nie wat jy dink nie.
Daar is te veel keer van my gemaak, wat ek glad nie is nie. Mag jou en my vraag na God, hierdie vraag wat ons nooit kan ophou vra nie, ons uiteindelik lei tot die diepste sin van die lewe. Wanneer jy die misterie van God plek ontdek. En mag jou ervaring van hierdie lydenstyd, die klompie weke wat oor is, na Goeie Vrydag en Paasondag, mag dit jou help om 'n meer genuanceerde prentjie van God in jou gedagtes en in jou hart rond te dra. Amen. Ek bid vir ons 'n gebed van Julian Miller. Kom ons bid saam. Ek weet God is nie vas te vang in woorde en strukture nie. Juist dit maak my ongemaklik en bang. God voel soms so onbereikbaar en onwerklik. Soms weer net so werklik en naby soos die winterson op my skouers. Maar in kerklike organisasie en rituele het ek God nog selde ervaar. Eerder in die waterstroom wat kabbel of in die nimmer eindigende beweging van die oseaan. Wanneer die kerkleiers met allerlei woordspelings wil voorskryf hoe God is en hoe God gedien behoort te word, verloor ek belangstelling. Wanneer triomfantelike verklaringe opgestel word oor God wat lewe is, sterwe God in my binneste. Aan die ander kant staan God vir my op in die geboorte van 'n klein kind. Gewoon, natuurlik, alledaags, maar buitengewoon wonderlik. Ek wil nie meer aangesê word om te bid en te sing nie. Ek wil nie meer opgeroep word om te bely nie. Ek wil liewer net in voeling kom met die beweging van die Gees in my binneste en in harmonie met my eie lyflikheid. God ontglip my wanneer mense sy teenwoordigheid probeer organiseer en struktureer. God omvou my wanneer ek God nie soek nie, maar toevallig struikel oor die groot onbeskryflike. Amen. Daar is nou geleentheid vir die dankoffers.
Ons sluit af met 'n laaste lied waar ons aan die een kant weer verklaar, U is die ewig onbegryplike wese. Maar ook dankie vir die blye evangelie, die goeie nuus van U seun wat vir ons kom wys het, U is God met ons. Kom ons staan en dan sluit ons af. Gemeente, die uitspreek van die seën verseker ons almal dat God verder met ons gaan. Ontvang dan nou die seën van die Here en dan gaan jy huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, ons Skepper, en die troostvolle nabyheid van die Heilige Gees sal met ons almal wees. Amen.